stil. Dit is 'n tyd, sê die Here, wat ek my kerk en my kinders wil verkoop. Want dit is my hart vir julle, soos wat dou op die gras neerkom, so laat ek my gees neerkom op julle as my kinders. Want ek wil julle versterk. Ek wil julle verkoop. Ek wil julle maak soos ek julle graag wil hê, sodat julle my beeld kan vertoon, sodat my liefde, my gees en my gesindheid uit julle kan uitstraal. Wees sensitief en laat toe dat my gees so in julle kan werk, sê die Here. Amen. Ja, prys die Here, ek glo ons leef in 'n besonderse tyd, waar die Here werklik baie naby aan ons kom, op die voorrand van sy wederkoms. Hy wil ons gereed maak, en hy wil nie dat een van ons moet agterbly nie. Maar God het vir ons 'n vrye wil gegee. En ons kan maar net ongeheg aangaan. Of mens kan besluit, Here, dis werklik u tyd. En ek spring in. En ek gaan met u saam. Nou ek gaan vir u vra om saam met my te lees, twee gedeeltes vanoggend, twee kort gedeeltes. Die eerste een uit Handelinge, die 16de hoofstuk, vanaf vers 23. Handelinge 16, vanaf vers 23. En toe hulle hul baie slag gegee het hulle hul in die gevangenis gewerp en die tronkbewaarder bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Hy het toe, omdat hy so bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp en hulle voete in die blok vasgemaak. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing, en die gevangenis het na hulle geluister. En skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskud het, en onmiddellik het al die deure oopgegaan, en die boeye van almal het losgeraak. En dan ook in die Jakobus, net 'n bietjie verder aan, Jakobus, die sendbrief van Jakobus, die 5de hoofstuk, hy het net 5 hoofstukke, vanaf vers 13. Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruim? Laat hom psalm sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Elia was 'n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy vrug laat uitsprei. Prys die Here tot sover in sy woord. Nou, die tema van ons boodskap in hierdie oggend is die krag van gebed en lofprysing. En ons teksvers is vers 13 wat sê, is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is daar iemand wat opgeruimd is? Laat hom psalm sing. Nou, gebed verander omstandighede.
Maar gebed verander ook die bidder. Nou, as jy wil verander, en almal van ons het nodig om te verander, dan moet ons bid. Dit is maar net die bottom line, daar is nie 'n ander manier nie. Nou, gebed is ook die asemhaling van die siel. Nou, as 'n mens nie asemhaal nie, en jy kry nie suurstof nie, beteken dit, jy gaan doodgaan. Nou, binne in ons is 'n geesmens, en hierdie geesmens moet ook asemhaal, en hy doen dit deur gebed. Nou, jy weet, baie keer is ons so besorg oor hierdie fisiese, die liggaam, gee vir hom goed kos. Die liggaam moet rus, en dit moet goed gaan, en alles moet mooi en lekker wees vir die jou liggaam. Maar binnekant is daar 'n geesmens, en hy sê, wat van my? Hy sê, ek wil asemhaal. Hy sê, ek smag, en ek hunker na asem. Binne jou is 'n geesmens wat sê, maar ek wil die woord hoor, lees die Bybel. Binne jou is die geesmens wat sê, ek wil kerk toe gaan. Binne jou is 'n geesmens wat sê, ek wil nie verlore gaan nie. Die geesmens sê, ek wil die ewige lewe in die hemel saam met Jesus Christus deurbring. En as ons mooi luister en mooi hoor, sal jy hoor hierdie geesmens praat met jou, hy spreek jou aan, en hy sê vir jou dinge. Nou, vir elke probleem is daar 'n antwoord en 'n oplossing. Die Bybel sê, bid en jy sal ontvang. Amen. Ons kan nie verwag om dinge te verkry as ons nie bereid is om te bid nie. Nou, Jakobus sê dan ook, hy sê, julle het nie omdat julle nie bid nie. So as jy geestelik wil groei, moet jy bid. As daar iets is wat jy nodig het, moet jy bid. Amen. Nou, amen, ja, vrees so bly vir die amens wat hier is. Nou, die groot probleem is, dat wanneer mense, want hy sê, as iemand ly, wat beteken dit as jy ly? Dit beteken, as daar iemand is wat swaar kry, jy het probleme, jy het moeilikhede, jy ly, dan sê hy, dan moet jy bid. Nou, maar wat ons gewoonlik doen, dan praat ons met die ene, met daai en sê, joh, ek kry so swaar, ek het soveel probleme, dit het gebeur, dat het gebeur, die kar het gebreek, en ek weet nie wat alles het gebeur nie, en ons vertel dit, nee. Maar die Bybel sê, ons moet dit vir die Here vertel. Amen. Hy sê, vat dit in gebed na die Here toe. Jakobus sê, as daar iemand is, en hy ly, vat dit na die Here toe. Nou, ons vra baie keer vir mense, bid vir my. En dit is ook reg, né? Bid vir my. Maar die Bybel sê iets anders. Hy sê die oornis rus op jou en op my. Hy sê as daar iemand is wat ly, laat hom bid. Laat haar bid. Jy sê, en dis die toepassing wat ons moet doen. Nou, ons ken die gesegde wat sê, nood leer bid. En dis goed. As daar moeilikheid is, as daar nood is, bid. Maar moenie net bid wanneer daar nood en probleme is nie. Bid ook wanneer dit goed gaan. Want die Bybel sê vir ons, hy sê, bid altyd deur. Nou die Here vra ook van ons om dit volhard in gebed. Die Bybel sê volhard in die gebed. Jy weet, ek het al baie keer gehoor, dan sê mense, ek het gebid,
maar niks het gebeur nie verander nie. Dan wil ek vir jou sê, die Here het sy tyd en hy het sy manier waarop hy elke gebed antwoord. Nou ons ken hierdie lied wat sê don't give up, you are on the brink of a miracle. Jy weet, ons gee baie keer op terwyl ons reeds hier by die deurbraak is. Terwyl daar reeds oorwinning vir jou wag, dan raak jy moedeloos en jy sê, ag, wat help dit om te bid? Nou ons moet ook bid met die regte motiewe. Die Bybel sê, en dis belangrik, jy moet mooi luister hier, hy sê, die Bybel sê, julle bid, en hy sê, julle ontvang nie. Hy sê, omdat julle verkeerd bid. So 'n mens kan regtig verkeerd bid. En dan gee hy die rede, hy sê, om dit in julle welrus deur te bring. In ander woorde, wat wil hy sê? Mens kan so maklik bid, Here gee vir my, sodat dit met my beter gaan, sodat dit met my 'n lekkerder lewe kan gee, Here, sodat ek meer kan plesier en jou lyd het. Dit gaan om my, dis selfsug, dis waarvoor jy bid. Dan sê Jakobus, gaan nie werk nie, dis verkeerd. Die Here hou nie van daai gebed nie, hy gaan hom nie vir jou antwoord nie. Jesus het vir ons geleer hoe om te bid. Hy het gesê, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. So dit gaan vir ons in ons gebedslewe om God se koninkryk, dat mense tot bekering sal kom, dat ons sal bid, Here, versterk mense geestelik. Hulle wat geestelik dalk swaar kry en nog nie sterk is nie. Dis vir hulle wat ons moet bid, en ons moet nie bid vir daai selfsugtige begeertes en behoeftes van jou, dat dit net met jou altyd beter sal gaan nie. En die Bybel sê, toe Job vir sy vriende gebid het, toe het die Here sy lot verander. Bid meer vir jou vriende, bid vir die mense om jou, bid vir hulle geestelike welsyn, bid vir die mense wat die Here nie ken nie, en jy sal sien hoe die Here jou lewe gaan verander. Amen. Amen, prys die Here. Nou verder moet ons bid met geloof. Die Bybel sê, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit ontvang en julle sal dit verkry. Prys die Here, eintlik so maklik. Die Here sê vir ons, kry net jou geloof in rad. As jy vra, glo jy kry dit, sê dankie en die Here gaan dit vir jou gee. Nou gebed en lofprysinge is hierdie twee kragtige wapens wat die Here in ons hand vir ons gee. Hy sê, verlustig jou in die Here en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Hy sê verder, die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Nou jy weet, ons leef in 'n tyd waar mense onveilig voel, want hy sê die blydskap in die Here is jou beskutting. Met ander woorde, die Here plaas hier 'n beskutting oor jou veilig, niks kan jou iets aandoen nie. En ons gee soveel geld uit om onsself te beskerm en om veilig te wees, en ons ook niks daarmee verkeerd nie, maar daar's 'n ander beskutting as jy die Here prys en loof. Plaas die Here 'n onsigbare beskutting om jou, 'n radarstelsel, 'n alarm rondom jou. Niemand sien dit nie, niemand weet dit nie, maar dit is daar deur die Here vir ons gegee, en kom ons gebruik hierdie beskutting wat ons het deur ons blydskap, deur ons lofprysing. Nou, by geleentheid is Paulus en Silas in die tronk gewerp. En nogal vir hierdie baie eienaardige rede. Hulle het goed gedoen. Hulle het die evangelie gaan verkondig, né? En hulle word gevang, hulle kom voor die raad en hulle spreek hulle aan
gaan waarsku sê, julle moet dit nie doen nie, julle krap die wêreld om, en hulle slaan hulle, oordentlik, slaan hulle stukke, en hulle gaan gooi hulle in die tronk, en hulle sê vir die tronkbewaarder, hoor julle moet hierdie twee ouens, dis Paulus en Silas, julle moet goed na hulle kyk, asof hulle nou eintlik geweldenaars is. En die tronkbewaarder vat dit baie ernstig op, hulle is geboeid, hy sit ook hulle voete in die blok, en daar's hulle in die tronk. En, jy weet, ek probeer my hierdie prentjie indink, as dit somer was dit baie bedompig in hierdie sel. So hulle is stikkend geslaan, hulle is honger, moontlik bedompig, as dit winter was, is dit ijskoud, hulle is honger, en hulle sit daar, en ek dink hulle het miskien aan die begin vir mekaar gesê, Jesus Paulus, hierdie is daarom baie onnodig, so onregverdig, ons het eintlik niks gedoen nie, kyk hoe wreed, ons is stikkend, bloei, die see, en jou moet gevra, maar, waar was die Here? Hoekom het hy toegelaat? Ons is dan sy kinders, ons doen goed, ons verkondig die woord, en ek dink hulle het so 'n bietjie met dit aangehou, en op 'n stadium moes een van die twee gesê het, wow, genoeg, stop het. Hierdie pity party gaan ons nêrens bring nie. En hulle sê, okay, kom ons bid. Die Bybel sê, hulle begin bid. Na hulle lekker gebid het, begin hulle met lofprysinge. En die woord sê, die gevangenes luister na hulle, en ek wonder wat het hulle gesing. Hulle het heel moontlik die oorwinningslied gesing. Ek dink die oorwinningslied kom van daai tyd af. En ek dink hulle sing hierdie oorwinningslied en hierdie gevangenes hoor en hulle dink, hier gebeur iets, nog nooit. En hierdie tronk, het so lekker gegaan nie. En skielik gebeur daar iets. Daar kom 'n skudding, die krag van gebed en lofprysing. Daar kom 'n skudding en die boeye val af, die blokke raak los, die deure gaan oop en hulle is vry. En hierdie tronkbewaarder skrik vir hom wit en hy vat sy swaard en hy wil homself om die lewe bring. En Paulus sê vir hom, wow, moet dit nie doen nie. Hierdie ou vra, maar wat moet ons doen? En Paulus sê, glo in die Here Jesus, neem hom aan en jy sal gered word, jy en jou gesin. Jy sien, wanneer ons in hierdie krisis is, en ons doen dit reg, gebruik God daai tot sy eer. Dit wat hulle moes vernietig, bring die redding van die tronkbewaarder. Jy weet, in hierdie lewe, broeder en suster, kry ons ook seer. Ons word ook geslaan, baie keer, soos Paulus en Silas, en sit met die wonde. Baie keer word jy op die rug geslaan, deur hulle wat die naaste aan jou is, jou vriende, baie keer jou familie. Jy doen goed, jy doen reg, en dan slaan jou, en hulle maak jou seer. En hierdie goed maak baie keer vir jou moeilik, en dit voel later, jy's in 'n tronk, jy's in 'n gevangenis, en jy sit daar, en die menslike is om te kla, om te huil, om te murmureer, en te vra, maar hoekom, maar waarom? Waarom sê mense dinge? Waarom doen mense dinge? Waarom gebeur hierdie ding met my? Weet, en jy kan al lank met dit aanhou, maar jy gaan in die tronk bly. Paulus en Silas niks gedoen het nie. Dit is heel moontlik nog vir baie lank in die tronk. Maar hulle het besef, daar's krag in gebed en lofprysing. En ek wil vanoggend vir u sê, broeder en suster, daar is nog steeds krag in gebed en in lofprysinge. Maak nie saak wat jou bind nie, wat daai boeie is, wat dit vir jou voel, ek kry swaar. Miskien is dit familie, vriende, miskien is dit siekte. Daar's baie dinge in hierdie lewe wat vir ons wil vashou en wat gryp in jou lewe en wat vir jou seer maak. Jy voel dit aan jou lyf, dit bekommer jou en dit wil jou moedeloos en depressief maak. Paulus en Silas kom kies. Okay, kom ons wees jammer vir onsself,
Kom ons laat toe dat depressie en moedeloosheid, kom laat dit ons oorweldig, of hulle kom kies, ons gaan oorwinning in Christus kies. En ek wil vir u sê, vir elkeen van ons is dit beskore om op te staan en te sê, hierdie 2 wapens, ek vat dit. Ek gaan bid, ek gaan prys, ek gaan die Here loof. Jy hoef nie altyd lekker te voel nie. Dis juist wanneer jy nie lekker voel nie, en voel om nie die Here te prys nie, wat jy moet sê, Here, ek prys U, en ek loof U, want U is groot, U is sterk, U is my God. Jy weet, ons leef in hierdie goeie en mooi land van ons, en ons het ons kulture, en ons het ons rugby, en braaivleis kultuur, maar soms voel dit vir my, ons het 'n ander kultuur ook, en dit is die kla-kultuur. Ja, dan hoor jy, maar ons het nie water nie, ons het nie krag nie, die paaie stukken, en. Ja, dit is so. Baie dinge is nie reg nie. Jy maak jouself moedeloos. Dit is so maklik om mense rondom jou moedeloos te maak. Kom ons werk om dit, en kom ons bid en sê, ja, maar die Here is nog steeds op die troon. Hy is goed. Ons het probleme. Die lewe is nie maklik nie. Dit is nie altyd maklik om die maan deur te kom nie. Daar's dit en dat wat betaal moet word. Soveel uitgawes, soveel onvoorsiene uitgawes. En dan kan jy klaar. En jy kan toelaat dat die moedeloosheid op jou kom sit en jou plat druk en jou vashou. Jy bly in boeie en jou voete is in die blokke. Jy kom nêrens nie, jy voel jy word vasgehou, daar's 'n muur voor jou. Of jy kan sê, Here, ek gaan doen soos die woord sê, daar's krag in gebed. Ek gaan begin bid, Here, en ek weet die gebed wat ek bid gaan 'n verandering bring. Ek gaan U prys en loof, Here, want ek weet U gaan werk in my en U gaan werk vir my. Prys die Here. Kom ons sluit ons oë. Terwyl die Here in hierdie oggend vir ons wil sê, jy is my kind, ek is lief vir jou, gee hom vir jou. En ek wil hê dat met jou goed gaan, ek wil hê jy moet vorentoe gaan. Ek het vir jou die wapen van gebed, ek het vir jou die wapen van lofprysing. As jy vanoggend wil sê, maar ek wil dit toepas, vra steek jou hand op, ek gaan vir jou bid, ek gaan jou nie vorentoe nooi, daar's hande wat opgaan, mense oor 'n hele gebou deur, mense wat hulle hande opsteek en sê, doen vir my gebed. Ek wil hierdie wapen van gebed, wil ek van hierdie dag af meer opneem. Ek wil meer bid, baie dankie, ek sien hande oral, ek kan laat sak, hande oral. Ek wil meer bid, ek wil meer die Here prys, ek wil hom meer loof, waar ek gaan, in my motor, as ek by die huis is, as ek in die oggend aantrek, ek wil hom prys, sê Here, U is goed, U is groot, ek loof U, ek prys U, U is 'n wondergod, U is my redder, U is my verlosser, 'n sterke God. Prys die Here, prys die Here. Die Here gaan dit vir U doen, hy wil dit vir U doen, hy is lief vir U, sy hart vir U is goed. Kom ons bid saam. Here, baie dankie in hierdie oggend vir U woord. U woord is die waarheid. U woord het die antwoord. U woord het die oplossing. Here, en dankie dat U in hierdie oggend vir ons dit uitwys. Dankie vir hande wat opgegaan het wat sê, Here, meer as ooit wil ek die wapen van gebed opneem vir myself, vir my kinders, vir my familie, vir my vriende. Ek gaan bid vir hulle. Ek gaan nie meer bid selfsugtig nie. Ek gaan bid om hulle vir redding. Ek gaan bid dat hulle geestelik versterk sal word. Dankie, Here, ek glo U maak 'n gebedsgees los onder ons, sodat ons 'n lewe van gebed sal leef. Here, gebede in geloof en dat ons dit in lyn met U woord kan bring. Here, dankie ook vir die wapen van lofprysing. Here, U het sang gemaak.
U het musiek gemaak. U het lofprysinge gemaak. En U maak dit vir ons eintlik maklik. En sê vir ons, vat hierdie wapen van lofprysing. Begin sing. Begin die Here loof en prys dat Hy vir jou die oorwinning kan gee. Dat die trompdeure kan oopgaan. Dat jy kan uitkom uit jou tronk van moedeloosheid, uit die tronk van depressie en van verslaandheid, en dat jy kan uitgaan vry, en dat jy weet, jy's 'n koningskind, jy's meer as oorwinnaar in Christus Jesus. Here, ons gee ons sorge, ons probleme, ons gee alles vir U, en ons vertrou U, dat U elke probleem laat verdwyn. Want vir elke probleem is daar 'n antwoord en is daar 'n oplossing. Here, help vir ons om te volhard, om nooit op te hou bid nie, nooit op te hou glo nie, nooit op te hou om U te prys en te loof nie. Dankie vir U teenwoordigheid. Dankie dat U baie naby aan elkeen van ons is, Here. Die mense se paaie en hulle weer vir hulle gelyk maak. U maak deure oop, deure wat toe was. Maak U oop vir die kinders, Here, sodat hulle vry kan uitgaan. Dankie vir nuwe geleenthede. Dankie vir die seën wat U gebied en wat U laat neerkom oor die kinders. Help vir ons om getrou te wees. Want Here, U is so baie goed vir ons. En ons wil net sê, Here, ons gee ons lewe vir U. Ons wy onsself aan U en wees met ons verder, Here, en laat die gees van geloof en oorwinning altyd deel van ons sal wees in Jesus naam. Amen.